Onze dierbare Here, dankie vir die voorreg om hier te wees saam as die kinders en die gesin van God. Ons bid dat U ons sal seën. Mag dit wees, Here, dat ons gedagtes sal opwaarts gaan na U toe. Dat ons geen twyfel sal hê oor hoe wonderlik ons God is nie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vir ons skriflesing wil ek U nooi om te kyk na Matteus 25. Matteus 25 vers 6 tot 9. Matteus 25 vers 6 tot 9. En ek lees uit die 2020 vertaling hierso. En in die middel van die nag was daar 'n geroep: kyk, hier is die bruidegom. Gaan hom tegemoet. Toe het al daardie jong meisies opgestaan en hulle lampe gereed gemaak. Die dwaases het vir die verstandiges gesê: gee vir ons van julle olie, want ons lampe is besig om dood te gaan. Die verstandiges het egter geantwoord: dalk sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Gaan eerder na die verkopers en koop julle eie. Mag die Here hierdie skrifgedeelte vanoggend seën tot ons. Liewe Here, ons is baie dankie vir môre. Ons sê baie dankie vir môre vir elkeen wat moeite doen het om in U huis bymekaar te kan kom. Ag Heer, ons vra U dat ons almal 'n ryke seën sal ontvang. En as ons hier weggaan, Heer, dat ons opnuut ons harte vandag aan U sal oorgee. Maak ons gereed, Heer. U koms is so naby. Mag ons harte verander en laat ons skynende ligte sal wees oral waar ons beweeg, Heer, hier in ons ou dorpie, Willemore, Heer, waar ons partymal op veilings hier beweeg. Ag Heer, sorg dat mense sal sien dat ons is anderste en dat hulle ook sal smag na wat ons het. Heer, ons kyk uit hier op die aarde van ons. Dis droog, dis dor, dis swart. Heer, die skape, die bokke het kos nodig om hulle klein bokkies en klein lammetjies om vir hulle te voorsien van melk. Heer, wil U spoedige wonderwerk laat gebeur en vir ons sal voorsien van 'n goeie deurdringende reën, 'n sagte reën, dat U die sluise van die hemele vir ons sal oopmaak en vir ons sal waters giet oor hierdie dorre aarde. Dis nie net hier by ons droog nie, ons het baie ander gebiede, streke. Ons dink spesiaal aan George ook. Die Tuinroete dam is ook nie goed nie, hy's baie laag. Hier en is binnekort stroom vakansiemense in. Sorg dat daar wonderwerke sal gebeur. Here, ons dink, is so baie mense in ons kerk wat nie wel is nie, wat siek is. Ons dink spesiaal aan Tessie, wat ook nie vanmôre saam met ons kan aanbid, daar waar sy by die huis is. Wil die spesiaal moet daar wees, waar sy graag hier sou wou gewees het. Ons dink aan Gavin, Heer. Wil U ook hom aansterk en sorg wat hulle probeer doen, Heer, dat dit die moeite werd sal wees, dat U sal intree en vir Gavin genees. Ons dink ook aan Tibby, wat ook nie wel is. Baie dankie, na 2de keer wat sy in die hospitaal beland het, dat sy weer kon terugkom by haar huis, waar sy moet aansterk. Geef vir Johan, die dogter, geef hulle die nodige kragte om na hom te sien. Ons sê ook baie dankie vir Tannie Linda Ravenstein, Heer, wat dit mee baie beter gaan. Ons sê dankie dat U haar lewe ook vir ons gespaar het. Wil U spesiaal moet daar wees, waar sy ook gemis word in George Kerk, waar sy baie belangrik is met die speel van die orgel. Wil U sorg dat sy spoedig sal herstel, dat sy ook weer die kerk kan bywoon.
Ons vra dan, Heer, ons dink spesiaal aan ons ou mense hier in die Willemore ouete huis. Heer, hulle is ook baie in pyn, in lyding. Ek was in die week daar. Dink aan hulle, Heer, wat ook nie wel is altyd. Ons vra dan, om met ons deur die res van hierdie erediens te wees. Ons dink spesiaal aan Leraar Bert. Ag Heer, wil die woorde op sy lippe plaas, wil hy hom aanraak, en wil hy sorg dat hy, dat ons 'n goeie preekbeurt sal ontvang, en dat hy met ons sal wees deur die res van hierdie heilige Sabbat. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Heer, ons sê baie dankie vir elkeen wat kom bydra. Heer, wil U hierdie bietjie vermeerder en dat dit kan gebruik word om U werk spoedig te maak op aarde. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Baie welkom van elkeen van u, ons besoekers weer eens. Kobus, het jy 'n hond? 'n groot hond? Want ek sien dis nodig, hoor. Dit is nie lank nie, dan klop daar iemand en hulle aan jou deur en sê hulle, oom, mag ek maar bietjie kom speel? Aan hierdie kant is daar daarom 'n groot hond. So ons is redelik okay met hierdie enetjie. Oupa se kind, ouma se kind. Ja, is goed om julle almal weer te sien. Ermelo saamtrek. 9 jaar en 'n maand tot op die dag terug. Het ek 'n preek gepreek en ek wil dit vandag weer met u deel. Die titel of die vraag is: het die kerk jou seer gemaak? Die storie van 'n oliewinkel eienaar. Ek kan onthou toe ek so 10 jaar oud was, 9-10 jaar oud. Toe bly ons in 'n klein dorpie op pad Kampala toe, in Kenia. Aan die voet van 'n berg wat genoem is Mount Elgin. Die dorpie se naam was Turbo. Turbo. Vandag beteken turbo heeltemal iets anders. Jy dink aan motorkarre as jy nou van turbo praat. Maar daar was 'n winkeltjie, 'n Indiër winkeltjie. Nou die van julle wat sulke winkeltjies ken, sal weet vanaand daai dae. As jy instap, dan ruik jy curry en parafin en lavendel, Wick Chappies of wat ook al, en alles. Die reuk van die winkeltjie is iets wat 'n mens, jy moet net eers weer in een kom om dit terug te bring in jou geheue. Ek kan onthou toe ons terugkom van Engeland af, toe sê ek vir Tess dat ons maar net, daar was 'n sekere plek waar daar so 3 of 4 van hierdie winkeltjies was. Ek sê ek wil net weer in een van daai winkeltjies ingaan. En toe ons onsself daar bevind, toe is al daai winkeltjies verander na Chinese winkels. En nou ja, die hele trippie is toe iets van die verlede, want jy het nie meer daai reuke gekry nie. Jy het nie meer daai gevoel gekry nie. Jy kon
in een van daai winkeltjies enige iets koop. Van you name it. Is by so 'n winkeltjie waar ek altyd gegaan het met 'n Fanta botteltjie. Glasbotteltjie en 'n proppie op. Dan stuur my pa my, dan sê hy, gaan kry net gou vir ons parafin. Want ons het by die huis 'n parafin yskassie gehad. En sy tankie was net so, dat 'n Fanta botteltjie, kon seker maar enige ander botteltjie gewees het hom so gemaak, dat hy daarom weer kan loop vir 'n week of so. Die oliewinkel eienaar vertel van 'n dag, toe daar 5 dames in sy winkel ingestorm het. En hy herken hulle dadelik as bruidsmaagde, wat dringend olie wou koop. Hulle het hom wakker geklop, want dit was in die middernagtelike ure. En hy luister na hulle gepratery en geselsery. As sommige vertel van hoe katterig die een teenoor die ander was van die bruidsmeisies. Ander vertel weer hoe hulle afgejak is deur die bruid, terwyl hulle gewag het. Ander weer hoe hulle beperk was om te doen wat hulle graag wou gedoen het. Want die bruid het haar eie idees gehad. Ander sê weer, dis nie net hulle wat geslaap het nie, maar almal het geslaap. En jou oomie in die oliewinkel skud maar net sy kop liggies. Want die titel is, het die kerk jou seer gemaak? Die storie van 'n oliewinkel eienaar. Het die kerk jou seer gemaak? En hy skud sy kop en hy dink so by homself, maar besef die meisies dan nie, dat hierdie dinge gebeur in die alledaagse sameloop van die lewe, nie net in die kerk nie. Weet mense dan nie, dat daar altyd iemand is wat nie besef wat jou behoeftes is nie. Daar sal altyd iemand wees wat onsympatiek is teenoor jou behoeftes. Een van die merklike dinge met Tessie nou met hierdie PSP, Progressive Supranuclear Palsy. En ek kon dit in die begin nie verstaan nie, en ek het dit miskien al genoem, dat een van die vroeë simptome is apathy. Wat is dit? Apathiesheid. Jy weet, dit is gevoelloosheid. Ja, ek sou nie sê emosieloos nie, maar een van die dinge wat ek opgetel het by haar is, dan vertel ek haar nou iets, wat nou eintlik 'n bietjie simpatie nodig het. Nie van myself nie, maar miskien van wat gebeur het. En dan het sy geantwoord, tough. Of so wat. En ek kon dit nie verstaan nie. Ek het in die begin het ek gedink, ja, kyk, my vrou is al maar wragties ook. Kan sy nie net 'n bietjie empatie hê nie? Min geweet dat dit eintlik al die begin was van hierdie ding wat kom. Maar ja, die lewe is so, dat daar is sommige mense wat nie sensitief is tot ander se behoeftes nie. Verstaan hierdie meisies nie, dat soms word ons in die steek gelaat, of geïgnoreer deur ander. In die samelewing, nie net in die kerk nie. Verstaan hierdie meisies dan nie, dat mense sê en doen nie altyd die regte dinge nie. Mense kan tog net soveel vriende hê. Almal kan tog nie jou vriende wees nie. Daar's sommige mense
in jou eie familie wat jy eintlik nie meer goeie vriende is nie? Wat staan nog in die kerk? Verstaan hierdie meisies nie dat ander mense nie jou persoonlike dienaar en deurwagter is nie? Verstaan hulle dan nie dat mense maak soms mense seer nie? Mense is by natuurlik selfgesentreerd en selfdienend. En dat daar soms snaakse en moeilike mense in die lewe is. Somtyds nare mense. So hoekom is hierdie oliekopers so krities teenoor die bruid? En die ander maagde. Ek wil vir julle sê, broers en susters, daar is mense wat seer gemaak word deur en in die kerk. Inteendeel, as ons kyk na die statistiek, dan is daar tussen 40 en 50% mense wat nie meer in ons kerk is nie. En as ons daai navorsing doen, dan vind ons dat omtrent 80% van hulle is seer gemaak in die kerk. Ons verwagting is dalk soms soos 'n dom sirkusbaas. Onthou jy die dae toe die sirkus toe gegaan het? Ons jong mense weet nie eers seker meer wat 'n sirkus is nie. Dis eintlik jammer, né? Maar ons wat lankal sirkusse toe gegaan het. Ek onthou spesifiek een waar daar 2 Alsatians was. Ja, mense, julle moes daai honde gesien het. Daai stellasie is gebou tot amper teen die dak van die tent. En daar's ringe wat vuur het wat brand. En daai honde is net so deur daai ringe. Op en af en om, en die sirkusbaas gee net bevele, en dis verstommend wat daai honde kan doen. En die volgende ding is dat daar's 2 van hierdie wit poedeltjies. En die sprong wat die Alsatian moet spring, net om op die eerste stellasie te kom. Nou sit hy die 2 poedeltjies daar. En hy wys vir hulle, spring. En hulle spring, maar hulle spring die stellasie totaal mis. Hulle kan mos nou nie. En hy raas met hulle. En hy klap sy sweep. En die 2 poedeltjies sit weer daar so op die eerste stellasiekie, en weer probeer hulle, vir al wat hulle werd is. Kan nie eers op die eerste een kom nie. Wat staan nog van die een na die ander met daai stellasie op wat die Alsatians gedoen het? En soms, wanneer ons in die kerk is, en ons is 'n salvation, salvation, ons is 'n Alsatian, dan wonder ons, hoekom kan almal nie Alsatians wees nie? En ons staan krities teenoor die arme ou poedeltjies. En ons dink oor die 80-20% in die kerk. Julle ken die 80-20, né? Dis daai 20%. Dis gewoonlik die kerkraad wat kom wanneer daar 'n gemeentevergadering is. En die res is nie daar nie. En jy voel daarin by jouself, elke keer as daar 'n benoemingskomitee is, dan is dit net hier jou handjie vol wat al die werk moet doen. En ons praat van uitbranding, jy kan uitbranding in die kerk ook kry. Daai 20% is daarin so uitgebrand, dat hulle ook maar opgee.
Maar dan is daar nou 20% van die 20%. Wat blaffende Alsatians is. En hulle is lelik met hierdie poedels, jong. En op die ou end, dan sien jy een poedeltjie na die ander. Kom nie meer kerk toe nie. En so hier en daar 'n Alsatian ook wat nie kerk toe kom nie. Soms gaan ons seer gemaak voel in die kerk. En ons kry daardie Jobs gevoel. Wat by ons opkom. Waar Job gesê het, ondanks my reg, staan ek as leenaar. Kan jy je voorstel, Job, wat beskuldig word en gesê word, jong, dis jou skuld, dis jy, daar's niemand anders nie, jy moet net na jouself kyk, hier is 'n spieël, kyk vir jouself. Deur al sy vriende. En hy word uitgemaak as 'n leenaar. Hy sê hierso, ondanks, Job 34 vers 6, ondanks my reg staan ek as leenaar, ongeneeslik in my pylwond, en dit sonder oortreding. Iemand kom eendag by my, is 'n tesourier gewees, en ons het 'n hoofouderling gehad. En sy sê vir my, leraar, jy moet wakker word. Kan jy nie sien, hierdie man is besig om jou te ondergrawe nie? Ek sê vir my sussie, ek het dit lankal raak gesien. Ek sê, maar weet jy wat kan ek doen? Sê, aan die einde van die dag, moet my integriteit, maar net hierdie storm deurgaan. En as ek val, dan val ek. Want hoe meer jy probeer opstaan en jou verdedig, hoe meer is daar iemand wat sê, sien julle, dis hoe hy is. Hy maak verskonings. En dis die lewe in die kerk. Maar wat is die oplossing? Ons kan 'n ondersteuningsgroep begin, wat saam met my stem, dat die kerk 'n nare plek is. En ek dink, dit kan dalk 'n redelike groot groep wees. En ons het dit al gesien in party kerke. Nie net in Adventiste kerke, nie, maar in ander kerke. Hier in ons eie dorp. Groepie wat elders aanbid. En die moedergemeente is leeg. Dis 'n opsie. Maar ek wil vir jy sê, vanoggend, 'n kerk sonder wonde is maklik om te verkoop. En daar is dalk baie van hulle. Maar moenie dat ons daardeur mislei word nie. Hierdie is maar 'n siekeboeg. Hierdie is maar 'n plek waar seer kry is, maar wat eintlik so moet wees, dat seer kry ook gesond gemaak kan word. In Jeremia 8 vers 11 lees ons, en hulle genees die verbreking van die dogter van my volk, op die maklikste manier deur te sê vrede, vrede. Terwyl daar geen vrede is nie. Dit help nie ons bluf onsself nie, broers en susters. Dit help nie ons sê vrede, vrede, terwyl ons weet daar is geen vrede nie. En partykeer, dan vat die Here ons deur rowwe terrein. Ons is op die grens. En ons kry 'n boodskap dat een van ons eenhede is aangeval. Hulle was die sieselplantertjies. Hulle was daar om sieselplante te vervang wat uitgekap word, want dit was genoem die kaplyn. Hoekom was dit genoem die kaplyn? Want onder andere was deel van die werk van hierdie groep mense was om die pale wat uit die sieselplant uit opgroei, af te kap en te verwyder. Want die sieselplante was daar om 'n
grens, 'n natuurlike grens te bewerkstellig. En wat die terroriste van destyds gedoen het, is hulle het hierdie pale afgekap en oorgelê. En dan kruip hulle daaroor, dan kom hulle in ons grensgebied in. So ons moes gaan en die goed afkap voor hulle dit afkap. En hulle is aangeval, hulle is met 'n vuurpyl getref. En daardie aand, behalwe nou vir die wat oorlede is, daardie aand staan ek en my 2 manne, ons spannetjie, en ons skrop hulle lywe. Want die vuurpyl het, wat is daai produk wat nie uitbrand nie? Fosfor. Vuurpyle het fosfor in, dankie Piet. En daai fosfor brand in sy lyf tot hy uitgebrand is. En dan is die vleis om daai plek gaar. En dan het jy net een ding om te doen. 'n Naalborsel met hebertuin. En jy skrop. En daai manne hulle byt letterlik vas aan 'n ding. Enige stuk lap of enige iets. Maar jy moet deur daai pyn gaan om gesond te word. Ek luister na 'n gesprekkie met 'n vrou. Skatryk vrou mens. Geld het geen einde gehad nie. Maar hulle is besig om die gesprek te voer in Pretoria in die plakkerskamp. En hulle praat met haar en sê vir haar, wat het gebeur? Sy sê, my man het een onwyse besluit gemaak. En ons het alles verloor. Ons sit nou hier in die plakkerskamp. En die dame wat die onderhoud met haar voer sê vir haar, en hoe voel jy? En sy sê, in my hele lewe was ek nog nooit so gelukkig soos nou nie. Sy sê, hier het ek vrede kom vind, hier het ek blydskap kom vind. Sy sê vir haar, jy kan nie verstaan wat geld aan 'n mens doen nie. Sy sê, hier het ek geluk kom vind. Dit was net wat ek daai dag nodig gehad het. Om te weet hoe die Here vir ons sorg wanneer ons down and out is. Absoluut down and out. Vir ons wat afwagtend is op Jesus se wederkoms, skryf die boodskapper van die Here, the church is God's appointed agency for the salvation of men. The church is God's agency for the salvation of men. It was organized for service, and its mission is to carry the gospel to the world. From the beginning, it has been God's plan that through the church shall be reflected to the world His fullness and His sufficiency. The members of the church, those whom He called out of darkness into the marvelous light, are to show forth His glory. The church is the repository of the riches of the grace of Christ. And through the church will eventually be made manifest, even to the principalities and powers in heavenly places, the final and full display of the love of God. En dis handleidinge van die Apostels, bladsy 9. Ons ken daai sitaat, ons het hom al baie keer gehoor. Want jy sien die oliewinkel-eienaar het ook 'n ander storie te vertel oor hierdie 10 jong dames. Want voor hierdie middernaglike uit die slaap wakker geklop word, was daar 'n ander geleentheid. Waar hulle almal gekom het, geklee in pragtige wit klere, wat vol opwinding eendag in sy winkel ingestap het.
Hulle het kom lampies koop. En sommer ook olie gekoop. Sommige van hulle het so deur die rakke gestap en ook opgaar flessies gesien. Ekskuus, julle moet my verskoon. Ek was 'n paar keer in die nag op, hoor. Een vir een, elkeen op haar eie, het hulle goedjies na die toonbank toe gebring, waar hy vir hulle dit toegedraai het en gegee het. Sommige het net lampies en olie gevat. Ander het lampies en olie en opgaarflessies gevat. In die verhaal van die 10 maagde vind ons, die maagde was almal rein. Hulle was almal uitgenooi om die huwelik mee te maak. The parable is not a representation of open sinners, but of those who profess Christ. Almal van hulle. The bride is the church, who is waiting for the second appearing of our Lord and Saviour Jesus Christ. Review and Herald 31:10, 1899. Openbaring 14 vers 4 sê vir ons, dit is hulle wat hulle self met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein. Dit is hulle wat die lam volg, waar hy ook gaan. Dis hulle wat hier in Holemore Kerk sit vanoggend, en wat in al die ander kerke sit, reg oor die wêreld, vir 24 uur op 'n Sabbat. Met ander woorde, dit is volgelinge van Jesus, uitgenooides na die bruiloftfees, mense wat uitsien na die wederkoms. Openbaring 19 vers 7 sê, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruiloft van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Maar vernaam na COVID, kry ons mense, boonbehalwe daai mense, die ander wat seer gemaak is in die kerk, wat sê, ek het nie nodig om kerk toe te gaan nie. Ek het nie die kerk nodig vir my verlossing nie. Ons vra volgende in die Sabbatskool ook. Ek het nie die kerk nodig nie. Hoe is jy 'n bruidsmeisie sonder 'n bruid? Of is daar dalk geen huwelik nie? Geen bruilofsfees van die lam nie? So normaalweg sou 'n mens sê, dit is tog hier, waar ons soms die geleenthede kry om te press together. Ons ken daai storie van press together, aan die einde van tyd. Iemand kom eendag na my toe en sê vir my, leraar, ek is moeg vir die kliks in die kerk. Moeg vir die kliks in die kerk. Wel, nommer 1, is daar 'n kerk wat nie 'n klik het nie? Ek is nie so seker nie. Nie in my 32 jaar van aktief in die bediening wees nie. My antwoord was dood eenvoudig, ek is mal oor die kliks. En sy is heeltemal verstom. Ek sê van, weet jy wat, dis in die kliks waar ons press together. Die kliks, ja, party van hulle is lelike kliks, maar dis ook plek waar 'n mens kan veilig voel. My seun bel my nou die dag, hy sê vir my, hulle wil nou begin by ons met Sabbatskool groepies. Hoekom ons het al die jare nou, dis 'n postmoderne laity wat met my praat. Al die jare net een Sabbatskool gehad. Ek sê vir hom, go for it. Hy was nie baie happy met sy pa nie. Want die een groot Sabbatskool het so lekker gewerk. Sê vir hom, weet jy wat? Dis waar mense mekaar ondersteun. Dis waar mense bietjie voor die les, voor jy die les bespreek, kan iemand huil. En die ander kan vashou. Wie is dan die rein vrou? Wie is haar nakomelinge
wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou, is dit nie dan die kerk nie? Ellen White gee 2 toepassings van hierdie gelykenis. Sy sê, die eerste toepassing is op die mense in haar tyd. Die 3 engele boodskap was primêr vir daardie tyd gewees. Vir die vroeë adventbeweging. Hulle het die boodskap van die 3 engele boodskap gekry, want sy maak 'n snaakse stelling, maar gaan eers sê, dat sy is oordentlik genoeg om te praat van die mense in haar tyd, en nie name te noem nie. Maar ons weet vandag, as ons terugkyk, dan kan ons sekerlik name uithaal en identifiseer. Want tussen die lyne weet ons dat dit mense is soos Kenwright en Kellogg en Wagner en Jones en Prescott. Manne wat almal vaandeldraers was, maar wat later van tyd uit olie uitgeraak het. Olie het opgeraak. Ons sien dit baie keer in ons kerke. Almal mense wie geskyn het vir die jong oorblyfsel kerk, maar wie se olie skynbaar opgeraak het. Vroeë Adventiste het geglo dat Jesus in hulle tyd sou kom, maar hy het nie. En sommige se olie het opgeraak. Die mense, sy sê die tweede toepassing is aan die mense aan die einde van tyd. En ons glo ons is aan die einde van tyd ook. Sy sê the first, second and third angel's message are to be repeated. Ek is bevrees, dit wat in die vroeë kerk gebeur het, is besig om nou te gebeur in ons kerk. Daar's mense wat moed opgee, daar's mense wat seer kry. Daar's mense wat voel hulle kan nie die naalborsel in die hebetuin vat nie. En wat maar liewer voortgaan. Skynende ligte kom in die kerk in en brand helder. Maar hulle het nie reserveolie nie, vir watter rede ook al. En dan vind ons dat hulle sitplekke leeg is. Partykeer kom jy in 'n gemeente en dan vra jy, dan kyk jy na name op die lys en dan kan daar mense in die gemeente nie eens meer onthou wie hulle is nie. En die hartseer is wanneer jy op die ou end by hulle uitkom. Dan is hulle soos hierdie fiktiewe 5 wat ek nou beskryf het, wat in die oliewinkel eienaar se winkeltjie ingekom het en beginne vertel het hoe lelik die ander maagde met hulle was, hoe lelik die bruid soms met hulle was. En dan hoor 'n mens dit. En dan probeer jy verstaan. Jy kry mense wat graag wil terugkom in die kerk in. En dan as mens met hulle praat en sê, nou hoekom kom jy nie? Dan sê hulle nooit, nie 'n manier nie. Ons sien nie kans nie. Ons sien nie kans nie, want dieselfde wat ons sê maar sleg behandel het, ek wou sê uitgejaag het, is dieselfde wat gaan sê, is gewonder wanneer julle gaan terugkom. Weet jy, dan draai jy net daarom, en jy gaan maar liewe weer uit. Maar ek wil vir u vandag sê, dat die Here gee nie op nie. En ek kom terug, my suster, na ons vraag van die Sabbatskool. Wat van die mense wat nie in die kerk is nie, wat wel hier eens op 'n stadium was, wat dalk voel dis nie nodig om kerk toe te kom nie. Ek gaan 2 voorbeelde vinnig noem.
Ek doen 'n begrafnis in Wolmaranstad en ek het die vrymoedigheid om die dorpie se naam hier te noem. Van 'n oomie. Nie 'n begrafnis nie. Hulle bel my, hulle sê leraar kom, oom so en so is op sy laaste, ons die familie kom daar by mekaar. En is 'n ou oom. Hy's 'n oupa en hy's 'n pa en die familietjie is daar om die bed en hy lê daar. Ek het in my lewe nog nooit so 'n belewenis gehad nie en ek sal seker nooit weer so een hê nie. En hulle gesels en hulle praat, maar die ou stem is maar sag al. En hy sê toe op 'n kol, sê hy vir hulle, hy het 'n tradisie gehad, is plaasmense, plaasboere gewees, dat as hulle huisgodsdiens het, dan het hulle altyd 'n liedjie gesing. En hy sê vir hulle, dis tyd om die liedjie te sing. En daai mense hou hande vas en hulle sing die liedjie. En teen die tyd wat die liedjie klaar gesing is, toe sy dood. Terwyl hulle die liedjie sing, het hy net sy oë toegemaak. En dan praat ons van die genade van God. En God se liefde. What a way to die. Jy weet, kom ons wees eerlik, regtig. Wat 'n voorreg. Maar dan wil ek u ook vertel van iemand anders. Ek gaan kuier vir hom. Baie vir hom gekuier. Soms so deur die dag. Ek weet nie wat gebeur het nie, hy wou nooit daaroor praat nie, maar hy het nie meer kerk toe gekom nie. Ek sê vir hom, wil jy nie maar weer kerk toe kom nie? Hy sê vir my, leraar, kom ons los dit maar net. Kom ons los dit maar net. En op 'n dag, toe kry ek 'n e-pos van die persoon af. En ek gaan gou daai e-pos lees. Woord vir woord, net soos hy aan my gestuur is. Vanoggend is alles anders. Die voëls het vroeg begine sing en baljaar in die bome en die tuin. Daar is 'n atmosfeer wat jy nie kan verduidelik nie. Die hemelkoepel is die mooiste blou wat ek nog ooit gesien het. Helder oop hemel rondom skoon. Die atmosfeer voel soos heilig. En 'n rustigheid kom oor my wat ek nie ken nie. Daar is nie 'n windjie wat roer nie. Alles stil. Nie eers 'n geblaf van 'n hond nie of die geraas van 'n motor nie. Net die rustige stilte kom daal om my neer. Dis net die voeltjies wat iets weet en sing of dit die laaste dag is. Ek draai my gesig na die ooste en ek kom agter dit is die mooiste dag wat ek ooit gesien het. Dan sien ek baie ver in die ooste 'n goue flikkering so groot soos my hand. Dan sien ek die flikkering word groter en vorm 'n wolk en dit kom vinnig nader. Dan word die wolk nog groter en ek sien 4 vlamme onder die wolk wat aan die wolk lek. Nou word die wolk nog groter. En op die wolk is daar 'n massiewe groot wit hingsperd met spiere wat onder sy vel bewe. Sy lang maanhare hang langs sy massiewe nek en sy trotse kop met die groot neusgate en breë bors is indrukwekkend. Ek kyk na die ruiter en my asem slaan weg. Hy is lenig met spierwit kleed aan. Sy spierwit baard lyk soos gewaste wol. Hy sit 4 regop op die saal. Om sy middel is 'n groot goue band met silwer skede. Op sy hoof het hy 'n goue kroon met al die edelgesteentes in. Sy oë is skerp en straal vuur uit. In sy linkerhand hou hy die teels. Met sy regterhand
hou hy die swaard wat blink soos 'n ster omhoog. Hy is indrukwekkend en ek sien hoe die nasies voor hom kniel. Agter hom sien ek 'n geweldige groot engele leer met swaarde en op hulle vleiende wit perde. Met hulle wit klere boesem hulle vrees in. Bo oor die wolk is 'n pragtige reënboog gespan. Die ruiter op die massiewe groot wit hings perd is Jesus. Die goddelike lig om hom laat mense vlug en dood neerslaan van angs. Ander steek hulle hande op en verwelkom hom. Kindertjies en ou mense jubel. Diere spring op en af van blydskap. Voëls vlieg die wêreld vol. Die groot reënboog is 'n belofte wat God gemaak het, dat hy nooit ooit weer die wêreld sal laat vergaan met water nie. Die 4 vlamme onder die wolke is sy belofte, dat hy die wêreld sal brand met vuur en vlam. Elke oog op aarde aanskou hierdie toneel, wat afspeel in die lig. Hy wat sy saak nie reg het met hom nie, skreeu uit, berge val op my. Ander slaan dood neer van angs, ander buig hulle knieë en steek hulle hande in die lug en prys hom. Grafte spring oop, dooies word opgewek. Die wonderlikste mooi dag in my lewe. Jesus het eintlik gekom. Ons is verlos van Satan en sy magte op aarde. Al die swaar kry, hartseer en verdriet verdwyn soos mis in die son. Ons is vry. Ons is vry. Dankie Jesus. Amen. Dan skryf hy onderaan. Hy sê, dis my droom. Laasnag. Vir vandag. Amen. Hy het nooit weer kerk toe gekom nie. Want kort daarna is hy dood aan 'n hartaanval. Maar kyk net hoe genadig is God. Hou vas aan die lampies. Maak seker daar's olie in. Laat die Heilige Gees elke dag aan ons werk. Ons gaan seer kry. Ons gaan seer maak. Maar moenie ophou glo aan die genade van Jesus nie. Amen. Hemelse Here, ons dankie vir die voorreg wat ons het om te wag vir die bruidegom om te kom. Here, soms kry ons seer, soms raak ons mismoedig, soms raak ons olie op. En dis 'n hartseer verhaal. En ek bid vanoggend, Here, dat as daar iemand is vanoggend wie se olie opraak, wie voel hulle kan nie meer nie. Here, dan wil ons hulle maar net bietjie skrob met 'n naalborseltjie in die betuin. Dat hulle gesond word, dat hulle olie weer kan volloop, en dat ons voortgaan om te wag vir Jesus om te kom. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.